Die vriende, is my opregte gebed volgens dat die Here elkeen van ons sal dra, self ook sal troos. En dan soos die versoek van die Marietjie spesifiek, en ons weet ook dit sou dieselfde wees van Toon, is die fokus van ons troostdiens op God self, soos dit hoort. En verder was 'n versoek ook dat die skriflesing en die liedere groot tema van lof aan God sal dra, en daarom op Psalm 46, die liedere wat ons sing, wat daarmee verband hou, tema van lof aan God, soos die troostdiens op God self fokus. En dit is op die einde van die dag God self wat ons troos. Geliefdes, ons sit net so, dan bid ons saam. Liewe Here, ons kom met min woorde vanoggend. Here, besef ons opnuut die feilbaarheid van lewe. Asemteug weg. Ja, Here, ons dankie vir die goedheid vir lewe wat U in die eerste plek gee. En Here, alhoewel mens verstaan, insien, dat dit die gang van die lewe is, wanneer die dood intree, is ons steeds verslae. Bly ons woorde min, verlang ons, sit ons met hartseer. Sou ons dalk nog iets wou sê, vir 'n laaste keer. Dankie Here, dat U ons harte ken op hierdie oomblik, waar ons selfs gemengde gevoel sit. In woorde wat ons nie kan uitdruk nie, ken U die versigtiging van ons harte. En daarom, Here, is ons fokus alleen op U, en op U wat troos bring. Ons dankie Here dat ons ook op hierdie dag, juis nou, lof kan sing. Want in ons troos weet ons reeds, die dood het nie die finale sê nie. En daarom ons lofgesang. Ons raak stil, Here, ons bid dat U sal spreek deur die woord. Ons luister. In Christus naam bid ons dit. Amen. Liefde, so sê die Here, bedaar en erken dat ek God is. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Liefdes, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here met die sin van 'n lofsang. Ons sing saam lied 203, strofe 1 en 2, loof die Here al wat lewe, staande saam. So
vroue 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid oor die strome van die rivier, is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel. God sal hom nog help voor die môre kom. Nasies kan raas, koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob, vir ons beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreke. Spiese slaan hy stukkend. Oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob, vir ons beskutting. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dis die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, kom 'n tyd in ons elkeen se lewe wanneer in lyn met die psalmdigter se woorde soos ons gereeld dit hoor, ja, aan die einde van jou pelgrimstog kom. Die lewe as 'n reis. Pelgrimstog is op pad na die heilige stad, na Jerusalem toe. Maar ons lewe ook sou op pad wees hierdie aarde tot 'n einde kom. Wanneer ons die banke van die Jordaanrivier oorgesteek het en in die beloofde land is. Ons elkeen se pelgrimstog in daardie opsig sal aanbreek die einde. Ons weet, dis 'n gegewe van die lewe, dood is niks niets. Maar wanneer dit gebeur, kan dit nie anders nie, raak mense hart diep aan. As ons praat oor die dood, dan bly dit hierdie laaste vyand. Dood wat skeiding bring. En daarom die troos van die Here. Te midde van die storms, uitdagings, wat mense ook in mense hart kan omskryf, dit is, te midde daarvan, lees ons, is die Here teenwoordig, juis daar. Geliefdes, dit sien ons presies dieselfde in ons geleesde gedeelte in Psalm 46. Daar beskryf dit 'n fisiese storm. Maar ons weet en vertaal dit alreeds deur tot ons eie harte, die storme daar woed, baie dinge. Ook nou waar ons moet afskeid neem. Storm. En in storms, soos ons hier gelees het, is dit daardie gevoel van, jy kry nie vasstrak plek. Trouwens, ons lees dit in die woorde, die aarde gee pad, berge wat tot in die dieptes van die see val, die waters wat bruis en skuim, berge wat skud. Daar is nie vaste grond. En nie net die natuurelemente nie, ook van wat elders gebeur, nasies raas, koninkryke wankel. Asof wat hier beskryf eintlik maar net 'n voortsetting is wat ook in mense hart plaasvind. Soos ons hierdie woorde lees, dan lees ons eie ervaring raak. Want wanneer die dood sy hand uitsteek, dan is dit ook asof grond onder jou losraak. Wat gister nog seker gevoel het, voel vandag en wat hou die pad van môre in hierdie pelgrimstog van my in? Dalk onsekerheid, onrus, storm. En dan juist daarin waar God sê, hierdie aangrypende woorde,
met hierdie storm, hierdie teendeel van woorde van rus, vrede. En dis God self wat dit sê, bedaar, erken dat ek God is, hoog oor die nasies, hoog oor die aarde. Geliefdes, dit is nogals merkwaardig om op te let, dat God hierdie woorde nie spreek na die storm. So half as die mens dan nou terugkyk en tot beter perspektief sal kom, soos dit maar ook in die lewe is, as ons terugkyk op iets, dan kyk ons meer objektief, verstaan ons dalk beter, het ons beter uitsig, beter visie. Maar die gedeelte is juis nie dit. Dit vertel van God in die storm. God wat sê, bedaar, erken dat ek God is, maar hierdie bedaar, hierdie afspeel van, te midde van storm. 'n Storm wat nie bedaar nie. God spreek terwyl die aarde nog skud en water struis, skuim en berge val in die see. Maar liefdes, dis merkwaardig. Die troos van die evangelie lê nie daarin dat ons storms onmiddellik net sonder meer verdwyn. God juis in ons storm. En wanneer alles voel of dit verander, wanneer dit voel daar is nie vaste grond nie, bly God die vaste sekering. God met ons. Liefdes, die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, is ten diepste 'n lied. Psalm 46 trouens, soos maar meeste van die psalms sou gesing gewees het in ou Israel. En hierdie lied vorm deel van wat ons sal noem in die psalmbundel Sion lofsang. Dit sing van storms, dit sing van die vraag van die lewe, van hartseer. Maar dit resulteer onder lofsang. Om lof te sing binne jou storm. En dan die merkwaardigheid, hoekom ek noem dat dit juist 'n lied is, mens sou dit sekerlik net optel as jy self dit sou lees, want mens spreek dit nie uit nie, jy sê dit nie. 3 keer in die gedeelte staan daar in die Psalm hoofstuk en ook anders in psalmbundels en jy sien die woord Selah. Selah is 'n musiekterm wat gebruik is, wat rus aandui. Dit is merkwaardig, jy sê nie die woord as jy dit lees nie, jy moet juis rus. Hoe lank hierdie rus was, weet ons nie. Maar dit is so asof dit wat jy nie lees nie, dit wat jy oor vinnig sou gaan, dra baie sterk teologiese intensie. Van juis wat hierdie gedeelte sê, bedaar, rus. En dan 3 keer vind ons dit ook meesterlik soos hierdie psalm saamgestel is. 3 keer sin, rus, en dan weer sin, laaste rus. Is hierdie psalm ook juis in 3 dele opgedeel, om presies vir die een wat dit sing dan om te sê, hoekom kan jy rus? Hoekom kan jy bedaar? Te midde van die storm wat om mens woed. 3 keer rus, 3 keer wat dit opgedeel word. Eerste rede vir rus te midde van storms, begin met 'n belydenis. Eerste gedeelte sê dit baie sterk tematies. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Die eerste rede waarom ons kan bedaar en rus, is God is ons toevlug. God is ons troos. En ons troos lê nie in ons eie krag nie. Ons soek dit soveel, ten minste as dit mens nie in jouself soek nie, by iemand anders. En mens voel baie keer, jy wil iets sê om vir iemand troos te bring. En jy kom vinnig agter jou woorde skiet tekort. Jy het nie die woorde nie. Jy kan maar net antwoord in stilte, heilige stilte. Ons besef die Here is ons toevlug. Hy wat ons dra, ons rots. En dan die tweede rede waarom ons kan bedaar, wees ons nasies kan raas, koninkryke
God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Geliefdes, dis die diepste belydenis. Dit ontken nie die dinge van die wêreld en die lewe wat daar buite gebeur nie. Dit ontken nie die storms. Dit ontken nie waters wat druis en skuim en berge wat skud nie. Maar dit sê iets anders. Dit gebeur en nog op die koop toe nasies kan raas, koninkryke wankel. Maar as God sy stem laat hoor, smel dit weg. En dadelik dink ons, dis hierdie bulderende stem. Ja, God het die almagtige stem wat dit kan laat keer, maar die stem wat die Here hier gebruik is nie dit. Dis bedaag. Op hierdie groot rumoer sou jy dink dat die Here nog harder moet spreek om dit te oordonder, maar God doet dit nie. In ons groot onstuimigheid in ons lewe wil ons dan luisterend wees na 'n nog groter stem dat dit nou die Here se is. En die gedeelte sê die teendeel. God antwoord. Maar hy kompeteer nie met die storms nie. Hy spreek in sy almag maar woorde van rus. Hy net sê bedaar. Erken ek is God. Geliefdes, vandag voor die dood oorweldigend. Stormgroot. Ons bely ook in ons erkentenis is die Here van lewe, maar ook die Here oor die dood. En hy spreek in kalmte lewe. Vrede. En ons weet dis waar, Christus is ons voorganger. Deur die dood gegaan. Opgestaan, lewe. Eersteling. Op grond van Christus en Christus alleen, weet ons en maak vanoggend alleen sin. Die dood nie die finale sê. Gee dood nie die finale woord. En sê ons as ware saam met Paulus, dood, waar is jou angel? As ware uitdaging. Ons kan dit doen, want ons weet, ons verlosser is reeds daardeur. En daarop is ons hoop gegrond. Die kruis, die opstanding, Christus en Christus alleen. En ons weet, dit was die diepste Toon se belydenis. Aan die derde gedeelte, dis nou die Psalm ons verder uit. Sy sê, maar kom kyk wat die Here gedoen het. Kom kyk na die goedheid van die Here. Kyk terug op jou lewenspad. Sien wat die Here gedoen het, dat jy lewend behouden tot hier is. Ook so verhoogtoon. Nie om 'n mens te verheerlik, om die mense pad terug te kyk en sogenaamde menslike dinge wat hierdie persoon gedoen het, raak te sien en te vereer. Aan die hand van die Here daarin te sien. Ja, om toon se lewenspad op die goeie jare, goeie herinnering. Julle sal saam vanoggend daarvan kan getuig wat dit alles was. Ook so weet ons, dis waar vir ons elkeen, wat ons ook dra deur die moeilike tye. Die tye van vertroos, tye van waar jy jou voet gestamp het, teen 'n klip langs die pad, op hierdie pelgrimstog van jou. Dis dieselfde God, wat bly vertroos. 3 keer, geliefdes, die herhaling van die Here wat by ons is. Trouwens, ons lees dit in die woorde, die Here, die Almagtige, is by ons. Maar sy almag is 'n woorde van rus. 3 keer hoor ons dit. Die Here is die Almagtige. En dis die hart van hierdie lied. Nie dat ons alles verstaan,
Nie dat ons nie treur nie, maar dat ons weet God laat ons nie alleen. Sy teenwoordigheid is groter as ons rou. Sy trou is sterker as ons hartseer en ons verlies, verlange. Mag julle beleef hoe God volmaakte rus bring, soos omtoon ten volle ware rus beleef. Lewe begin by God. God bepaal wanneer dit ook die einde van ons aardse lewe sal wees. Hoor hard en duidelik, God hou sy beloftes. God is naby. Is naby in die stilte veral. Laat ons daarom, geliefdes, ons hoop vestig, saam met die psalmdigter en Israel van ouds hoor hierdie lied saam gesing het. Dat ons kan bedaar en herken. Die Here is ons God, ons toevlug, ons beskerming. Hy gee lewe. Die dood kan dit nie eers vernietig nie. Maar is lewe in Christus. Amen. Ons bid saam. Liewe Here, ons raak stil voor U opnuut. En ons besef, Here, dit is juis in die stilte wat U spreek. Ons is mense en so gesteld op die besig wees, ook in daardie teks van nasies wat raas en koninkryke wat wankel en oorlogswaans en spiese en aarde wat skud en waters wat druis en skuim. Dan spreek jy in die almag, maar jy spreek sagter, Here. En dit luister, dit doen, dit gehoorsaam. Here, daarom help ons hoor wanneer U saggies deur die Gees in ons harte spreek. Bedaar. U wat rus bring. Here, soos ons weet, om toen volle rus het, en die teenwoordigheid is. En daarom erken ons daarmee saam. U is God. Ook oor ons eie storms. Dankie, Here, dat U weet wat dit is. En U spreek maar in woorde van rus. In Christus naam bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, daarom dan ook antwoord op die skriflesing natuurlik sing ons saam Psalm 46, sing strofe 1 en 3 in oorhaal saam. Yeah.
Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag julle ten volle vervul word met die volheid van God. Amen. Mag gerus weer sit plek inneem. Wanneer ons geliefdes sterwe, bely ons terselfdertyd dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Deur Christus se dood het ons saam met hom die graf ingegaan. Deur sy opstanding het ons saam met hom die dood oorwin. Omdat Christus opgestaan het, is ons eie opstanding werklikheid. Jesus was dood en kyk, hy lewe tot in alle ewigheid. Hy is die eerste en die laaste en die lewende. Hy is die oorwinnaar oor die dood. En hierdie geloof neem ons nou afskeid van hom toe Prinsburg. Amen. Geliefdes, familie het vir my gevra dat ek asseblief, my het gevra die volgende huldeblyk sal voorlees, wat ek ook graag doen. Liewe familie, vriende, versorgers en kennisse, ek en Toon is vanjaar 59 jaar getroud, maar die laaste 5 jaar in die oude tuis met 'n klein woonstel het ons so waar nader aan mekaar gegroei. Rugby, wynkie, baie gesels en ook geskerts, natuurlik ook soos normaal soms gehad. Daarvoor dank ek die Vader vir my liewe ou man, 'n goeie huwelik. Ons seun en dogter het 'n baie goeie pa gehad, en hom altyd ondersteun en het altyd baie goeie verhouding met hom gehad. Baie dankie vir julle ondersteuning en liefde, veral met die beplanning van die gedenkdiens. Dankie ook aan ons lieflike skoondogter, 'n ware staatmaker. Dan die beste in 'n mens se lewe, die kleinkinders, Mia, Carly, Abia. Oupa was mal oor julle. Daar is altyd stories en baie grappe vertel en geterg. Julle was die lig in sy lewe. Dan ook ons kleindogter Caitlin en familie in Nieu-Seeland. Ons het mekaar daarom 'n hele paar keer besoek. Ek lees graag 'n familielid se briefie op Facebook voor. In honor of a true gentleman and one of the wisest men I've ever met, you will be truly missed. En ons te huis, wonderlike versorgers, die Toon so mooi versorg het vir 5 jaar. Hulle omgee, grappies en hulp sal altyd waardeer word. Hy het dikwels 'n grappige storie vertel en hulle het hom regtig geniet. So ook die susters en Padisa se gawe personeel, spesiale mense in ons lewe, dankie. 'n WhatsApp van 'n jong niggie. Ek sal hom Toon altyd onthou as so 'n gereserveerde mens, wat altyd kalm en rustig na 'n vraag geluister het, dan getalm het en dan sy weldeurdagte antwoord gegee het. Ek kan dit beamoen. Hy was so ondeurend en het altyd 'n skelm glimlag gehad. Hy was 'n kind van die Here. Dit is 'n voorreg om hom te ken. 'n Laaste boodskap van 'n vriendin. Hy was waarlik 'n anker in soveel mense se lewe, en sy warm geaardheid, spitsvondige grappies en wyse raad sal geweldig gemis word. Mag sy rustige glimlaggie altyd julle harte vul met die mooiste herinneringe. Dit bring berusting om te weet dat sy laaste wens vervul is en hy so sag in sy slaap weggeroep is. Die happies wag en die tee word koud. Geliefdes, met dit gesê oor die familie, iedereen elk ook vriendelik uit. Dit is dan die einde van ons verrigtinge hier, dat ons saam verversings na ons Here